Goeienaand, almal baie welkom hier by my program vanaand. Ek glo jy gaan dit weer vanaand lekker geniet. Die Bybelstudie wat ons so gaan aanbied. Die doop is vanaand die tweede deel wat ons gaan doen. Ons het laasweek die eerste deel gedoen. So lekker bespreek en terwyl ons so inskakel, deel die boodskap daar na jou tydlyn toe die Bybelstudie dat almal kan deel wees daarvan. Ons gee vir almal die geleentheid terwyl ons dit doen. Geniet dit saam met ons. Met 'n gebed wat altyd voor hom staan, saam met Christus, ons groei in die dood, 'n nuwe mens staan op, 'n nuwe mens staan op. Dit red ons groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus, staan 'n nuwe mens op, staan 'n nuwe mens op, in Christus. Die doop red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus. Die doop red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, in Christus. Die ou is verby, ons dra nie meer die heid nie, groei in die dood, saam met Christus, met 'n gebed wat altyd voor hom staan, saam met Christus, ons groei in die dood, 'n nuwe mens staan op, Hallo almal, 'n nuwe welkom. mens staan op. Dit red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus, staan 'n nuwe mens op, staan 'n nuwe mens op, in Christus. Die doop red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus. Die doop red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, in Christus. Die ou is verby, ons dra nie meer die heid nie, groei in die dood, saam met Christus. Amen. Met 'n gebed wat altyd voor hom staan, saam met Christus, ons groei in die dood, 'n nuwe mens staan op, 'n nuwe mens staan op. Dit red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus, staan 'n nuwe mens op, staan 'n nuwe mens op, in Christus. Die doop. Amen. Prys die Here, dis so lekker. Ek het vandag die liedjies so bymekaar gesit om ons te herinner aan wat beteken die doop in ons lewe. Dis 'n nuwe lewe in Christus. Ons staan op in die nuwe lewe. Ons is saam in die dood van die Here Jesus Christus sterf ons en ons staan op hierdie nuwe mens in Christus. Is dit nie amazing nie? Dit is wat ons moet onthou uit die doop uit. Dit is wat ons moet verstaan uit die doop uit. Ons word bekleed met die Here Jesus Christus. Jog, en ons het nie meer daai heid van sonde in ons lewe nie. Ons is nie supposed om dit te hê nie. En ons gaan vanaand so lekker daaroor gesels en dit so lekker deurpraat dat ons dit nog beter kan verstaan. En ek glo na vanaand sal die doop ook so lekker vas wees in ons harte en ons gaan dit ook so kan uitdra aan ander om ons. Want dit is die doel van die Bybelstudie, is om dit self te verstaan en om dit ook te kan uitdra. Ek dink vandag daaraan, as ek baie dinge so moet
opsom en tik en so aan om oor te dra, dan dink ek baie keer, ek het die idee, ek het die gedagte, ek verstaan, maar om dit oor te dra is nie so maklik nie. En dit is wat die Here ons wil help mee en wil leer mee en al die dinge. As dit vas in jou hart is, dan gaan jy dit ook met ander so kan deel en kan praat. Nou vanaand voor ons begin, gaan ons net eers oopmaak met gebed. Die Here vra om ons te help. Ons dink aan almal wat siek is, ons dink aan almal wat benoud is vanaand, finansiële krisisse, al die dinge wat mense deurgaan op hierdie stadium, geweldige dinge. Ons harte het vandag gehuil, mense het gehuil, ons het oor die fone gehuil, dit was 'n hele storie vandag, maar ons is opgewonde, almal bly die Here dien. En dit is die belangrikste, dit is geloof. Maak nie saak van wat is ons omstandighede nie, maak nie saak wat is ons druk en benoudheid nie. In dit bly ons die Here dien, en dit is geloof. Is dit nie amazing nie? So ons gaan ook vanaand weer bid. Mary was vandag by die hospitaal gewees, en sy kry donderdag bestraling, en ons wag nog vir Jolien se situasie. Ja, en Mary verjaar môre, soms so tussendeur al hierdie stresse en dinge. Ons het vandag met Charmaientjie gepraat, dit gaan bietjie rof met Charmaine. Ons dink aan haar, ons bid vir haar ook, dat die Here haar sal versterk en krag gee en sal genees ook waar dit nodig is. Ons het met Riaatjie gepraat. Riaatjie gaan goed, die oortjies is weer reg en dit gaan aan. Is nog net so bietjie nou en dan bietjie toe. So ons loof die Here dat hy haar gehelp het. En Marliesie wat hier by ons is, sy sterk goed aan, maar sy gaan deur geweldige pyn en dinge. So ons bid ook dat die Here haar sal help, versterk, krag gee. Dit is nie lekker om so daai pad na die operasie so deur te gaan nie, maar ons bid dat dit 'n spoedige herstel sal wees. Dit is so lank sny. Dit is scary stuff. Maar anyway, so prys die Here het haar deurgedra tot op hierdie stadium, en ons glo hy sal haar verder deurdra. Loof die Here, wat 'n voorreg is dit ook vir ons om na te kyk, om haar te help. So, dankie vir almal se gebede, ek hoor almal bid, en hoe gaan dit, en gaan dit goed, en kom julle reg, en alles. Dankie vir almal wat al kom besoek het. Lallies het al kom besoek, en Roaida het al kom besoek. Wat 'n heerlikheid. Ons dank die Here vir al ons broers en susters, en almal wat so ywerig en opgewonde en liefdevol die Here dien. Nou kom ons bid net eers vanaand lekker saam. Vader, ons sê vir U so baie dankie vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, U grootheid, U goedheid, U liefde. Vader, U is 'n God van liefde. U wil red, U wil genees, U wil trek, U wil verlos, U wil vrymaak, U wil hemel toe vat, Vader. En dis wat ek vandag weer besef terwyl ons so gesels, en ek dink aan baie mense, en daar's hartseer in harte, en Here, daar's so baie trane wat vandag gevloei het oor die fone, en benoudhede en al die dinge, Vader. En vanaand bid ek dat U sal help, dat Here siele gered sal word. Vader, dis al wat ons wil verkondig, dis al wat ons wil sê. Bekeer jouself, sorteer jou lewe uit. Vader, U ken ons harte vanaand, dit moet uitgebasyn word oor hierdie hele wêreld. Niemand mag verlore gaan nie. Vader, dit was nie U plan of U doel dat enige iemand verlore moet gaan nie. Dit is hoekom U hoogste prys gegee het, U seun, om vir ons te sterf, Vader, sodat niemand hoef verlore te gaan nie. As ons hom net kan aanneem, as ons net, Here, ons harte kan oopmaak, as ons net 'n ou harde hart kan laat gaan, en Vader, net ons eie idee en gedagte, Here, en ek dank U vanaand dat U sal help dat siele gered kan word, Vader. Ek wil bid vir al ons broers en susters vanaand, en die in benoudheid, en Here, ek weet, is 'n tyd van geweldige finansiële druk, en Here, U weet, daar's uitroepe, daar's gebede, daar is soveel uitroepe op hierdie stadium na U vir net hulp, Here. Asseblief, Vader, help ons, asseblief, Here. Ek smeek U vanaand. Vader, die wat siek is, daar's Andrei, daar is Mary, daar is Vader, Jolien en Charmaientjie, Here, hulle is regtig siek, en hulle sukkel, en is pyn, en daar's Dani en Martie, en Here, ek besef, daar's soveel wat pyn het in hulle liggame vanaand, daar's Isiele, en Here, ons kan nie net aanroep, daar's Kitty vanaand, Vader, en Here, U so 'n liefdevolle Vader, maar ek besef ook, Here, ons moet volhard tot die einde toe. Maak nie saak wat is ons omstandighede, wat is die probleem nie. Ons kan net vanaand op U vertrou, dat ons sal volhard tot die einde toe, dat ons nie sal ingee nie, dat ons nie sal toegee nie, dat ons nie sal moeg en moedeloos raak nie, Vader. Baie dankie daarvoor. Ondersteun elkeen, help elkeen. Here, dis ook Mary se verjaarsdag môre, en
Here, terwyl ook hier so baie die mekaar dinge is, en Here, hospitaal toe en terug, en is 3,5 ure, soen toe 3,5 ure terug, en Here, daar alweer donderdag, en Here, ek bid net dat U sal voorsien, dat U sal help, dat U sal deurdra, Here, en dat U ook deur hierdie jaar sal versterk, Vader, al die trane, wat sy voor die huil, Here, ek besef, dit gaan nie vir haar altyd oor haar liggaam of oor haar gesondheid nie, dit gaan vir haar oor siele, oor haar kinders, oor mense om haar, Vader, en ek wil bid dat U haar hartsbegeertes en uitroepe en trane sal raak sien, ook in hierdie aand, Vader, baie, baie dankie, Here, ek voel ook net in my hart vanaand, ek wil vir Petro bid, Petro, Vader, van Bakkies, en Here, ek wil U net aanroep vanaand, dat U haar sal versterk, dat U vir haar sal krag gee, dat U vir haar die nodige wysheid en insig sal verleen in alles wat sy nodig het, en Here, dit wat onseker is, Here, dit wat nog onduidelik is, dat U Uself net aan haar bekend sal maak, Vader, asseblief, Here, die uitroepe wat daar is, Vader, ek smeek U, dat U vir Petrus sal aanraak in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. U is net so wonderbaar, U is net so kragtig, U is net so heerlik, Vader, ons loof U en ons prys U, in Jesus se naam. Vader, ek wil ook bid dat U my vanaand sal help. U weet, Here, ons is altyd benoud om hier te kom sit, Here, dit voel, Vader, hoe kan ek, Here, 'n woord uitkry, en dan, Here, dit is wat ons moet doen, en graag wil doen, en ons vra U vanaand, dat U my sal help, en dat ek in vrede, en wysheid, en kalmte, en in rus hierdie boodskap sal kan bedien, en Here, dat almal kan verstaan, Vader, die erns, en wat is die saak van die doop werklik, nie net om dit, Vader, vir jouself weet te verstaan nie, maar om ook ander te kan bedien en te kan help, Vader. Dis hoekom U ons geroep het, ons moet nuttig raak in U koninkryk, ywerig in U koninkryk. Baie, baie dankie daarvoor, Vader. Help my vanaand in Jesus naam. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid dat ons so kan bid, die Here kan aanroep vir hulp. Ons kan nooit die Here beveel nie, maar ons kan hom mooi vra. Amen. In nederigheid, dat hy net sal help. Ek kan vandag vir u sê, dit was soveel trane hier. Joh, maar die Here help, en hy versterk weer, en hy gee weer antwoorde, en mens kry weer moed, en mens kry weer net berusting, vrede. As ek nou dink aan gesiggie wat ons ook uitgesit het hierdie week, en wat ons vir donderdag gaan opsit, oor vrede, en hoe Jesus vrede gekry het, omdat hy altyd voor sy Vader was. Hy was nooit bang vir enigiets op hierdie aarde en hierdie vlees nie, want hy het altyd met sy Vader gepraat, en baie keer laat ons dit agterweë, en dan sukkel ons om hierdeur te gaan, en dan verstaan ons nie, en ons raak moedeloos, maar as ons regtig met die Vader praat, dan kry ons berusting, en ons kry vrede. Prys die Here. Nou, vanaand is dit 'n lekker opgewonde Bybelstudie oor die doop. Ons het laasweek so lekker deurgepraat, en ek dink ek hoop almal verstaan het. Esmeralda het my sommer vandag lekker gebel, en ek wil jy aanmoedig, asseblief, bel as jy nie verstaan nie, bel as daar iets is wat vir jou onduidelik is, of wat jy net wil oor gesels, of net oor duidelikheid wil hê. Dis vir ons so lekker, jy pla ons nie, ons is nooit te besig nie, en ons geniet dit om met elkeen te gesels. Nou, ek wil net so een puntjie uitklaar voor ons begin, want ons het so opgehou laasweek en toe die boodskap uitgesny, en dit was oor die laaste belofte, die uitstorting van die Heilige Gees. En ons het 'n vraag ook gevra op die quiz op die channel. Asseblief, as jy nog nie in die channel behoort nie, behoort aan die channel, praat met ons, dat ons vir jou kan help, om ook aan ons channel te behoort. Ons vra lekker vrae daar, en ons kry antwoorde, en dit is 'n lekker plek waar jy jou kennis kan toets en uitsorteer en antwoorde kry en alles. Asseblief, as jy nog nie deel is van dit nie, raak deel daarvan. En ons het daaroor gepraat dat wanneer het die Nuwe Testament, wanneer was die Nuwe Testament van krag? Okay? Yes, en dit is my so mooi om te dink dat die laaste belofte, die laaste profetiese woord wat nog in vervulling moes kom in die Here Jesus Christus, was die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die Heilige Gees uitgestort is, het die Nuwe Testament, toe was dit van krag.
Toe was dit van krag in die mens se lewe. Toe kan die mens gered word, verlos word, vry word. Hy kan die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte. Hulle kon die Gees ontvang, gawes en bedieninge en al hierdie mooi dinge. So daar het die hele Nuwe Testament van krag geraak. So dit is net om weer daai punt net so 'n bietjie deur te bring, as jy dit dalk gemis het. Okay, so dit het nie by Matteus 1 begin nie, dit het by die uitstorting van die Heilige Gees was dit van krag. En toe het ons so lekker deurgepraat oor die man op die kruis. En die wat die Here Jesus Christus moes aanneem in die doderyk. Want onthou net, almal in die Ou Testament is mos doderyk, toe ek gaan nie lank daaroor gesels nie, en hulle het die voorreg gehad, dat die Here Jesus Christus, toe hy gesterf het hy in die doderyk ingegaan met die Gees van God, en hy die evangelie gaan verkondig. Wat sê evangelie? Van die Nuwe Testament, nie van die Ou Testament nie, want die Ou Testament kon nie red of verlos of enigiets nie, dit het hulle doderyk toegevat, en hy gaan verkondig aan hulle die evangelie van die Nuwe Testament. Amen. Wat was die evangelie van die Nuwe Testament, wat ons tot vandag toe het? Dat ons die Here Jesus Christus moet aanneem, in die wedergeboorte, God besny die hart en skenk ons die Heilige Gees, sodat ons hierdie nuwe lewe, hierdie geestelike geboorte kan deelagtig raak. Nou, hulle moes dit ook in die doderyk deelagtig raak. En nie almal. En ek dink, mens dink, as jy al in die doderyk is en die Here Jesus Christus kom in en jy kry 'n tweede kans, gaan jy dit aangryp. Maar weet jy wat, die mense hart is so verhard. Al was dit net die siel van die mens, ons moet onthou, dit was nie die liggaam nie. Dit was die siel van die mens wat in die doderyk was. En die innerlike van die mens is baie keer so verhard, dat nie almal die Here Jesus Christus aangeneem het as verlosser op daardie stadium nie. So daar is nog mense wat agtergebly het in die doderyk, deur hulle eie rebellie en opstand teen God. Dis eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. En wat Essie ook vir my gevra het, dalk het u ook die vraagie gehad, dat waarheen is die mense wat uit die doderyk uitgekom het op daardie stadium? En dit sê so mooi, die Jesus sê vir die man op die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So, ons moet onthou, dat die tuin van Eden, die paradys, was nie uit God se koninkryk uitgedryf nie. Dit was nie vervloek nie, dit was nog steeds in God se koninkryk, dit was net bewaar deur die engele. En van wat die swaard het, wat vlam en flikker. Dit was my beste boodskap. So ja, niemand kon weet daarin nie. Maar totdat die Here Jesus Christus gekom het hy dit vir ons kom oopmaak met vergifnis, sodat die paradys kon oopgaan vir die mens om in bewaring in te gaan, wanneer hy sterf, wanneer hy siel moet wees waar hy moet wees. Maar dis nie almal wat soontoe gegaan het, en dit moet ons baie duidelik onthou, dat as jy nie jou keuse maak vir die Here Jesus Christus nie, gaan jou siel nie hemel toe nie. En dit is vandag die baie trane wat geloop het. En die besef, Here, daar is soveel mense wat hulle self verhard. Ewen die in die doderyk het hulle self verhard. En dis verlore. Dis verlore forever. En ek dink as ons dit kan besef, dan kry jy so klaar met baie dinge op hierdie aarde. En jy besef waaroor die lewe eintlik gaan, en dat siele gered moet word. Dan gaan dit nie met jou klein wêreldjie en betimmerde huisie nie. Maar dan besef jy, my God, niemand mag verlore gaan nie. So ja, net om daai punt uit te klaar, en dan was dan natuurlik van die heiliges, wat opgestaan het op daai oomblik, die graf het oopgegaan, net van die heiliges het opgestaan. So hulle het op daai oomblik, het hulle siel en hulle liggaam verenig. En so is hulle die koninkryk van God in. So hulle gaan nie terugkom met die wederkoms om hulle liggame op te neem nie. Ek hoop dit is so 'n bietjie 'n duidelike punt. Okay, so prys die Here, ek dink ons kan aangaan met die doop vanaand. Nou, ons het so begin met die fondasie en so aan, om werklik ook weer te verstaan, dat wat is die fondasie van die doop? En ek besef, as 'n mens baie keer beginsels in die woord van die Here verstaan, dan verstaan jy baie dinge. Nou, ek wil jy gou aanmoedig op hierdie punt. Lally het ook gisteraand vir ons gesê, weet jy wat, julle gaan te vinnig, want ek is nog by wedergeboorte, en dan is julle al by doop, en ons gaan al amper weer oorbeweeg na nagmaal toe, en ek bly nie by nie, en so aan, is eintlik 'n benoudheid vir baie mense. Dalk het jy ook so gevoel, dalk het jy gevoel, ek is nog hier by my wedergeboorte les, wat ek nou nog deurwerk, en ek kan nie by julle bly nie. En
ek besef dat daar is soveel beginsels wat ons moet verstaan in die woord van die Here. Nou dit is wat ons verduidelik uit die Bybelstudie uit. So daar is 'n hele les en ek wil die gou-gou verduidelik. Baie van hierdie dinge het jy nog nooit mee te doen gekry nie. Jy was nog nooit gekonfronteer dalk daarmee nie. So dit gaan nie vir jou lewend wees nie. Jy gaan nie eens weet hoekom ons dit hier neergeskryf het nie. Maar daar is baie leerstellings hier buite en baie mense kry met baie dinge te doen. En dan soek hulle antwoorde om die mense of hulle self te antwoord, om te sekerheid te hê van, hoorie, so ek het op hierdie gesprek afgekom, of ek was hiermee gekonfronteer gewees, hoe moet ek dit verstaan? Dan kan jy al daai ekstra punte en dinge in jou Bybelskool lekker gaan deurlees en verstaan en al die dinge, maar daar is van u wat nooit eers daarmee gekonfronteer gaan word of gaan weet daarvan nie. So bly by ons vir die basiese beginsel van elke les, want wat ook gebeur, die wedergeboorte en die doop en die vervulling van die Pasga, is daar geweldig baie oorvleelende dinge wat ons bespreek, want dit gaan oor die wedergeboorte, dit gaan oor die doop, dit gaan oor al hierdie dinge. So dit word die hele tyd bespreek in al die lesse. So moenie gaan stil staan nie, gaan saam met ons, beweeg saam met ons, bly by, sodat jy al die beginsels in die woord van die Here verstaan, en as jy dan met dinge gekonfronteer gaan word, gaan jy baie meer verstaan. Ek hoop dit maak vir u sin. So moenie gaan bly by die wedergeboorte as ons al amper klaar is met die doop nie, en benoud raak nie. Jy hoef nie nou deur al hierdie goed te gaan nie, werk saam met ons, verstaan wat ons oordra, want ons dra die belangrikste beginsels vir u oor in die les. Al is daar 'n les van 40 bladsye. En as 'n saak vas is in jou hart, beweeg aan. Yes. Moet jy nie gaan stilstaan om iets te probeer verstaan wat jy glad nie ken nie. Yes. Want ons kan ons baie keer so bemoei met iets wat ons nie verstaan nie. Gaan aan, beweeg aan. Okay, anders gaan jy daar bly. Okay. So ek hoop maar net dit is duidelik. So moet net nie gaan stilstaan nie, dit is 'n groot saak. So wat ons hierso vanaand gaan doen is, ek gaan so deur 'n paar punte hardloop van die doop. Jy gaan sien, ek dink dit is 'n les van 31 bladsye wat ek hier voor my het, en daar is so hier en daar 'n punt wat ek gaan bespreek en aanraak, want dit is die belangrikste om uit die hele les uit te verstaan. Nou, as ons ook al klaar die begrip het van Ou en Nuwe Testament, en dit is hoekom ons nou eers die man op die kruis gedoen het, en die mense in die doderyk, en hoekom nie die doop daar nie, en daar was nie 'n doop gewees in die Ou Testament nie, daar was wel 'n doop in die Nuwe Testament, en as 'n mens daai begrip al klaar in jou hart vas het, kan ek vir jy sê, jy gaan al 3/4 verstaan van die woord. So, maak dit vas in jou hart vanaand. Daar's 'n verskil tussen Ou en Nuwe Testament. Daar was 'n vervulling van die Ou Testament in die Here Jesus Christus. Die Ou Testament was anders geoordeel as die Nuwe Testament. So, mens moet hierdie dinge regtig in jou hart vasmaak. Anders gaan daar altyd 'n wonder wees of 'n misverstaan of wat ook al van baie dinge in die woord van die Here. Want as jy kan verstaan vanaand en as jy dit kan vasmaak, die Nuwe Testament was bekragtig met die uitstorting van die Heilige Gees, gaan die woord vir jou baie meer sin maak. Yes. Daar gaan jy verstaan van Matteus, Markus en al hierdie dinge se begin. Okay. Prys die Here. Nou, daar was natuurlik geen wettiese instelling van die doop in die Ou Testament nie. Ons het lekker daardeur gegaan. Daar was wel die wassinge van die priesters gewees, die teebeeld van Noag in die ark, Johannes die doper, die doop van die bekering, Moses, die see en die wolk waarin hulle gedoop is in die Ou Testament, hulle is in die Ou Testament ingedoop, okay? So, dit was basies al wat bestaan het van die doop in die Ou Testament. So, Johannes die doper het vir Jesus Christus die pad kom gelyk maak, kom oopmaak, sodat die Here Jesus Christus se bediening op aarde kon aangaan. Op daai selfde basis van vergifnis, van bekering, van redding, van verlossing, sodat die mens dit kon begin begryp, want onthou net, hulle het al hierdie uiterlike dinge gedoen, en al hierdie uiterlike rituele moes hulle nakom, en dit was hierdie profetiese dade die hele tyd oor Jesus Christus wat moes kom, wat kom verlos, wat kom vrymaak, wat kom nuwe lewe gee. So, al wat hulle gehad het om aan vas te hou, was hierdie hoop, van daar gaan vir ons verlossing kom. En dit tref my weer vandag, dat niks wat hulle gedoen het die hart aangespreek nie, die motief in die hart nie. Hulle het uiterlike rituele uitgevoer, en
hulle is basies in bewaring gehou, omdat hulle gehoorsaam was, om daai rituele uit te voer, daai profetiese dade uit te voer. Yes, So hulle siel was in bewaring gehou oor dit, maar daar was baie wat dit gedoen het, wat sy hart totaal en al nie eers saam met dit was nie. Hulle het dit maar net gedoen, maar die motief van die hart kon nie aangespreek word nie, want dit was nog nie 'n innerlike saak nie. Die hele Ou Testamentiese tyd was 'n uiterlike godsdiens, van rituele, insettinge, verordeninge, al hierdie dinge. So ons moet dit verstaan, om werklik vas te maak met hierdie saak. Dit is net crazy om te dink, jy's met Johannes die Doper die hartsaak begin. Yes. Toe hy dit begin aanraak. Yes. So ja, hulle was gewoond aan al hierdie dinge, en toe kom Johannes die Doper, en ewe skielik hoor hulle van bekering, en belydenis van sonde, en die doop van die bekering. So dit was 'n hele nuwe vreemde konsep vir hulle gewees. Want hulle het in die wet gekom, hulle het dit uit hulle kop uit geken, hulle het dit geleer, hulle het daarin gelewe, en ewe skielik is dit hierdie saak. So ek kan net dink hoe vreemde situasie moes dit vir hulle ook gewees het. En natuurlik, daar is baie wat dit aangeneem het, met hulle hele hart. Hulle het nie eers teëgestribbel daarmee nie. Hulle het dit onmiddellik aangeneem, hulle het saam met dit gegaan, hulle het hulle bekeer, hulle sonde bely, hulle is gedoop deur Johannes die Doper. Dan was daar baie wat dit teëgestaan het, wat hom vervolg het. En dan was daar ook baie wat besef het, daar is 'n belangrikheid aan die doop. Daar's 'n belangrikheid aan dit wat Johannes die Doper kom preek het. Maar hulle was nie bereid om hulle lewe volgens dit in te rig nie. Hulle was nie bereid om hulle ways te laat gaan nie. Hulle was nie bereid om die vrug op te lewer wat by die bekering pas nie. Maar hulle het geweet, hier's 'n toren aan die kom, en hulle wou hom net ontvlug. En dit is hoekom hulle na Johannes die Doper toe gekom het, om net hierdie toren te ontvlug. En hy het vir hulle gesê, hy gaan hulle nie doop nie. Want hy het geweet, dat hulle harte nie saam met die saak is nie. Okay. Nou wat so mooi is met die hele situasie, is dat Jesus Christus kom en hy laat hom doop deur Johannes die Doper. Hoekom het Jesus Christus hom laat doop deur Johannes die Doper? Jesus Christus was sondeloos geweest, hy het nie nodig gehad nie. Net gaan my goed bietjie kleiner maak, ek kan nie 'n woord sien wat hier staan nie. En so dit is 'n kwessie van, hoekom het Jesus dit gedoen? Want hy het, Jesus was besny as baba. En tog het hy hom laat doop deur Johannes. Want die woord sê so mooi, dat hy het die geregtigheid van God vervul. En dit is die voorbeeld wat hy vir ons kom gee het. As jy tot bekering kom, jy laat jou doop, dan vervul jy die geregtigheid van God, en jy volg die raad van God. Nou, daar is soveel mense wat opstandig is met die raad van God. Is dit nie so nie? Ek wil nou net gou hier by my punte uitkom. Daar sê, net 'n bietjie terug. So, met die hele situasie van die raad van God, en dit kan julle gaan lees, gaan gerus na jou handleiding toe, bladsy 5 en bladsy 6, daar gaan jy sien, raad van God en geregtigheid word vervul. So dit is waar Stanley dit vir ons mooi opgeteken het, presies die hele situasie met Jesus, met Johannes die Doper, dat hy die geregtigheid van God vervul het. Die raad van God is om jou te bekeer, te laat doop, en dit is die raad van God wat 'n mens moet volg. Dit is wat Jesus vir ons kom preek het, dit is wat hy vir ons kom sê het om te doen. En as ons dit nie doen nie, dan volg ons nie die raad van God nie, en ons vervul ook nie die geregtigheid van God, soos wat Jesus vir ons die opdrag gegee het nie. Nou, kom ons lees hierso in, ek wil nou net so 'n bietjie stadiger gaan, want ek gaan nou te vinnig hierso. Ja, hartlik. So, toe Jesus verskyn, toe erken Johannes hom as die lam wat sou kom. En Jesus word deur Johannes gedoop. Is dit nie mooi nie? Jesus was so nederig geweest. Dit is net amazing. En Johannes sê vir hom, ek moet eerder deur u gedoop word. En Jesus laat toe dat Johannes die Doper hom doop. En Johannes besef, maar ek moet minder word.
dat hy kan meer word. Ek is niks, ek is nie eers waardig om sy skoenriem vas te maak nie. En tog het Jesus so nederige hart, dat hy dit toegelaat het. Hy het absoluut gehoorsaam aangegaan met sy Vader. Met sy Vader se woord, met sy opdrag wat hy aan ons bekend moes kom maak het, is dit nie so verskriklik mooi nie. En Johannes die Doper sê so mooi, hulle wat hulle nie laat doop, Sorry, was nie eens vir Mattheus 3 vers 15. Hy sê, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. So mooi. Jesus sê, Johannes sê so mooi, dat die wat hulle nie laat doop, met die doop van die bekering nie vergifnis van sondes kan kry nie, en hulle verwerp die raad van God. Die mens wil sy eie geregtigheid ophou. Is dit nie so nie? Die mens het so geneigtheid om sy eie geregtigheid te probeer ophou. Hy wil hierdie goeie mens wees, en hy wil vir almal vertel, hy is hierdie goeie mens, sonder bekering, sonder vergifnis, sonder enigiets. Wil die mens net aangaan, en die meeste mense gaan net aan in tradisie. Dit is geweldig om daaraan te dink, dat hulle is hierdie goeie mens in tradisie, maar dit het niks met die woord van die Here uit te waai nie. En dit het my nogal diep getref in my hart om vandag dit te besef. Nou, wat jy ook al wil probeer doen in jou geestelike lewe, beteken niks, wanneer jy dit nie volgens die raad van God doen nie. Nou, dis bladsy 6, gaan kyk gerus daarna, bladsy 6, die raad van God. Lees dit lekker deur, die punte wat ek so 'n bietjie bespreek, dit is nogal lekker interessante punte, wat 'n mens moet verstaan, en dan gaan lees jy dit daar, en dan kan jy dit ook so diep in jou hart bære. Nou, kom ons gaan kyk gou hier op bladsy 6, hierna, nou het hy teruggegaan. Daar is hy. Kom ons gaan kyk gou hier op bladsy 6, hier is 'n paragraaf so heel onderaan die bladsy. So die tweede paragraafie van bo af op bladsy 6, onder die raad van God. Gaan kyk gerus daarna, ek gaan dit gou vir jy sommer so lees uit die Bybelles, hy is so mooi geskryf. Hy sê, die Bybelkenners en kerkleiers, naamlik die wetgeleerders en fariseërs, het die raad tot redding en vergifnis van God verwerp. Dit is wat 'n mens doen, wanneer 'n mens die raad van God verwerp, om jou te bekeer en jou te laat doop. Hierdeur het hulle Jesus ook verwerp. Want as jy nie die woorde wat Jesus vir ons kom predik het, die voorbeeld wat hy vir ons kom nalaat het, hoe hy die Vader kom bekend maak en al hierdie dinge, as jy dit nie aanneem nie, en toepas en doen, en jou lewe volgens dit inrig nie, dan verwerp jy die Here Jesus Christus, die woord, self ook. Dis eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. Hy sê, elke persoon wat die waterdoop van bekering tot vergifnis van sondes weier, verloon ook die Here Jesus Christus. Want hoekom? Dit was die opdrag gewees. Hy het gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So wat het hy vir ons gesê? Dat ons moet glo en ons laat doop. Nou as jy nie die eerste deel van die voorwaarde nakom nie, kan jy ook nie die tweede deel van die voorwaarde nakom nie. As jy nie glo nie, en hoe glo ons? Ek kan nie net sê, ek glo in die Here en ek gaan hemel toe nie. Glo is 'n daad, glo is 'n werkwoord. En glo maak dat jy jou hart oopmaak en die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker, sodat jy die Gees van God kan ontvang wat jou kan oortuig van jou sonde, oordeel en geregtigheid. En dit is hoe jou pad kan begin. Andersins as dit, is daar niks nie. So dit is wat ons moet doen, dit is wat ons moet toepas, dit was die opdrag van die Here Jesus Christus, dis wat hy vir ons kom sê het, om te doen. Nou, hy het nog hierdie inhoud vir ons gegee in die Ou Testament. Hy het gesê, dit is hoe dit gaan werk. Alhoewel Johannes die Doper al vir ons kom wys het hoe dit gaan werk. Was dit eers bekragtig of van krag met die uitstorting van die Heilige Gees? Toe het al hierdie inhoud van die Nuwe Testament van krag geword. Yes, toe was dit van krag. Toe kan dit gebeur. Toe kan die mens hom bekeer, hy kon hom laat doop, hy kon die Heilige Gees ontvang, hy kon met sy geestelike lewe aangaan.
Okay. So dit is so mooi om aan te dink, en ek dink dit is baie keer hoe die mens is. Die mens is so opstandig en rebels en wil altyd sy eie ding doen. En eintlik alles wat God vir hom sê om te doen, altyd bevraagteken. En ek dink nou daaraan, weet jy, baie keer sê ons is kwaad vir die Here. En dis 'n fair opmerking, want baie keer voel ons net, Here, ek is net kwaad vir U, want U sort nie van iets uit nie, of iets gebeur nie reg nie, of wat ook al die geval mag wees. En in 'n oomblik toe dink ek, Here, wat gaan gebeur as U vir ons kwaad raak? U is so lankmoedig. U wil elke persoon red. U is so lief vir almal. Al verstaan ons nie altyd alles nie. Ons moet ons harte bly oopmaak en ontvanklik maak en begin so toegee en jou geaardheid en denke en idees en gedagtes laat gaan, sodat jy kan verstaan wat se liefdevolle Vader van lankmoedigheid, liefde en al hierdie dinge dien ons, want as hy vir ons met kwaad raak, in een oomblik is ons verdelg. Dis die krag in God. Maar hy gebruik dit nie teen ons nie. So, dit het my net in my hart getref. Nou sommer net so ietsie ekstra. Nou, omdat die doop so 'n geweldige belangrike saak is, en almal wat die Here wil dien, of 'n sekere, maak nie saak watter geloof nie. Ek kan vir julle sê, elke liewe geloof, of dit nou Christelik is of nie Christelik, weet daar moet 'n doop plaasvind. En almal weet hoe belangrik is 'n tipe van 'n doop in hulle rituele of omstandighede of wat ook al die geval mag wees. En ons as kinders van die Here besef ook dat hoe belangrik is die doop. En ook in die Christelike wêreld besef almal dit is van kardinale belang. Okay? Het jy al daaraan gedink? En dit is eintlik hoekom die doop so 'n geweldige groot kwessie is. Nou die woord gee vir ons 'n opdrag en dis vir my so mooi. Hy sê daar's een doop, een geloof, een Here. Efesiërs 4 vers 5 sê hy dit vir ons. Een Here, een geloof, een doop. Nou, almal besef die erns van die doop, maar elkeen wil dit interpreteer volgens hoe hy dit wil interpreteer, of hoe hy daaroor wil dink, of hoe hy dit wil uitvoer. Okay? So die doop is altyd hierdie geweldige kwessie. Daar is altyd baie redenasies, en daar is altyd baie fights. Wat noem mens dit? Ja, stryery en dinge oor die doop. Baie opstandigheid oor die doop. En mense wil allerhande maniere uitfigure van 'n doop. Nou, dit is hoekom ons as kinders van die Here moet ook besef hoe belangrik die doop vir ons is. En ons een doop, een Here, een geloof. Daar kan nie meer as een opinie wees nie. Daar kan nie meer as een waarheid wees nie. Daar is een waarheid. En dit is my so mooi, toe Stanley ook gesê het van die 33,000 denominasies, wat allerhande verskillende opinies en dinge rondom die woord het. Maar die woord gee vir ons die riglyn. As die woord sê daar's een doop, is daar een doop. As hy sê daar's een geloof, moet ons almal in daai geloof volg. Daar's een Here, dan moet ons almal dit verstaan. En dit was my so mooi om daaraan te dink. Nou, as ons 'n bietjie kyk na die doop in die algemeen, dat baie doop uit tradisie uit. As ons byvoorbeeld van die 3 Susters Kerke, hulle doop uit tradisie uit, hulle doop babas. Okay? Maar as jy mooi gaan kyk na die hele doktrine, leerstelling of wat ook al rondom hierdie saak, is daar niks grond in die evangelie, in die woord, vir hierdie doop van babas nie. Want dit is 'n rondvallery, dit is 'n veronderstelling, dat dit dalk die besnydenis kan wees wat nou vervul word in die doop, met die babas en al hierdie dinge, maar daar is nie 'n vaste verstaan riglyn nie, so dis 'n winky-wanky, okay? Want as jou leerstelling nie volgens die rots is nie, die Here Jesus Christus nie, gaan hy winky-wanky wees. Gaan jy val, gaan jy struikel. En dit is ongelukkig. Nou baie mense volg hierdie tradisie na. En omdat hulle oortuig word van hierdie tradisie, want dis nie woord nie, dis tradisie waarvan jy oortuig word. Gaan mense net agter dit aan en bly agter dit aangaan, maar tog besef almal die belangrikheid van die doop.
Almal besef, hoor jy, so daar moet 'n doop in elke ou se lewe plaasvind. Nou dit is hoekom hulle sommer die babietjies doop. En dis my so erg om aan te dink, terwyl die Here Jesus Christus gesê het, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Het hy gesê, gaan kry 'n klomp babietjies bymekaar? 'n Persoon wat volwasse genoeg is om te verstaan, ek glo in die Here Jesus Christus, ek maak my hart oop, ek neem hom aan, ek ontvang die Gees, die besnydenis van hart. Dan kan so 'n persoon hom laat doop, want hy het daai keuse gemaak. Maar 'n baba, 'n kind, kan nie so keuse maak nie. So dis in elk geval, daar's geen fondasie waarop daai leerstellings kan staan nie. Ek wil dit net so vinnig deurpraat, ek gaan nie in diepte daarin nie, dat ons net ons harte kan oopmaak en kan verstaan hoeveel dinge daar is, en Stan het so mooi vir ons verduidelik in Sondag se bediening, dat hoe jy jou kind offer aan Moloch, aan die afgode, wanneer jy dinge doen wat buite die woord staan met jou kind. Dit het my verskriklik diep in my hart getref, om te dink, ons maak nie eers seker nie, ons harte is nie eers uitgesorteer nie, dan gaan ons net voort op tradisie. En wat maak jy eintlik in 'n ander persoon se lewe? Wat se skade veroorsaak jy eintlik in 'n ander persoon se lewe? So ja, ons moet verstaan dat al daai tipe van dope bestaan nie in die woord nie. En ons het nou mooi deur die hele wedergeboorteles gegaan van die besnydenis van die hart. So ons weet presies dat die besnydenis van die hart is nie die doop nie. Ons het dit in detail bespreek. As jy dit nog nie lekker verstaan nie, gaan weer daardeur, want die besnydenis wat in vervulling gekom het in die Nuwe Testament, of hoe die besnydenis in die Nuwe Testament in vervulling gekom het, is die besnydenis van die hart. Dis in die innerlike, dis wat God self doen. Okay? So jy neem hierdie besluit, jy bekeer jou, jy maak jou hart oop, en God gee vir jou die wedergeboorte. Hy laat daai geestelike geboorte in jou lewe plaasvind. So dit het niks te doen met 'n doop nie. Daar was nog nooit 'n doop gekoppel aan besnydenis, ewen in die Ou Testament nie. Daar is nie eers 'n riglyn van so iets nie. Okay, so as ons verstaan, Here, die besnydenis gaan oor die bekering in die hart, dan verstaan ons, maar dit het glad niks met 'n doop uit te waai nie. Okay, het ons dit, is ons by. Is dit reg, my man? Yes. Okay, so, ons het nou daai doop, en dan het ons ook 'n tendens in die Christelike kerk in die wêreld, dat mense hulle net laat doop. Nou, die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, almal het geweet, daar's 'n toren aankom. Okay, en dit is wat hulle wou doen, want hulle was so gewoond. Hulle gaan doen net 'n ding om uit die moeilikheid uit te bly. Maar hulle hart is nie met die saak nie. So nou kom mense, en hulle besef, ek wil nie hel toe gaan nie. Nou gaan hulle net en hulle word gedoop om die toren van God te ontvlug. Om die ding te doen wat hulle uit die moeilikheid kan uithou. Maar daar was geen hartsverandering nie, daar was nie 'n verstaan nie, daar was nie 'n bekering nie, daar was nie vergifnis gewees nie, daar was nie 'n redding gewees nie, daar was nie 'n gees wat jy ontvang het, wat jy kon oortuig van sonde nie. So, daai doop beteken niks. Dit is maar net 'n ritueel wat jy gaan deurmaak het, en die meeste van die tyd gaan dit oor groepsdruk. Almal laat hulle doop, so ek laat my doop. Jy weet eintlik nie eens waar dit gaan nie, en jy hoor maar, okay, jy is nou bekeerd. Maar jy verstaan, daar gebeur niks in jou lewe nie, daar het niks verander nie, daar's niks uitgesorteer nie. Jy is maar nog steeds presies dieselfde mens voor die doop as na die doop, want daar was nie 'n hartsbekering, 'n hartsverstaan en 'n opbreek in jou binneste nie. So, dit is ongelukkig wat gebeur in die Christelike kerk. Nou, as jy vandag dalk deur dit is, maak vanaand jou hart oop om te verstaan. En sê, Here, ek het gedink, ek moet net gedooop word. Dit gaan my red, dit gaan my hemel toe vat. Maar vanaand verstaan ek, dat daar moet 'n bekering vooraf plaasvind, sodat die doop daarna kan plaasvind. En ons gaan nou kyk, hoekom moet die doop na die bekering plaasvind. Okay. So het ons dit. So jy kan op bladsy 9 gaan kyk, in julle handleiding. Daar word ook lekker gepraat oor die besnydenis van die hart. Ek wil net hierdie een paragraaf hierso lees, is die tweede paragraaf hierso op bladsy 9.
Lees dit gerus 'n bietjie saam met my deur. Tot en met vandag kan slegs Jode wat besny is die koninkryk van God ingaan. Die verskil tussen die Ou en Nuwe Testamentiese metode van besnydenis is hoe en waar dit verrig word. Die besnydenis wat elke persoon ongeag nasie of geslag moet ondergaan, is die besnydenis van die hart, die wedergeboorte. Op die wyse word elkeen wat dit ondergaan 'n ware Jood en Israeliet. Is dit nie amazing nie? So dit gaan nie oor 'n aardse volk nie. Ons moet geestelik Jode word. Ons moet geestelik Godse volk word. En al hoe dit kan gebeur, is deur die besnydenis van die hart, is deur die wedergeboorte. Dit word nie meer fisies toegepas, soos in die Ou Testament nie. Jou hart, jou innerlike, moet skeer. Daar moet 'n berouvolle hart kom, daar moet vergifnis kom in jou siel, in jou innerlike. Daar moet 'n verstaan kom, daar moet 'n oortuiging kom van daai sonde wat moet uit. Van daai ou lewe wat moet uitgesorteer word. En so kan God jou hart besny. En dit is 'n teken vir ewig. En almal in die geestelike wêreld sien daai teken van God, daai merk van God in jou innerlike waarmee jy gemerk word. Jy is sy kind vir altyd. Is dit nie amazing nie? Dit is waaroor die besnydenis gaan, geen doop nie. Ok, so gaan lees dit gerus deur, kyk na al die skrifte, lees dit saam met alles deur, dan gaan ons ook baie mooi verstaan. Ok, so ek dink ons is daar by mekaar. Ek wil net so 'n bietjie kyk, ek het nog nie eens gekyk nie. Ok, nie veel nie. Shoppies, ons gaan aan. Dan gaan ons na bladsy 10 toe. Kom ons kyk gou hier, so ek het gou op bladsy 10 hier, so iets sê, dit is ook nog onder besnydenis. Ek gaan nou net gou vir ons hier 'n paragraafie lees, hier heel onder in die bladsy, op bladsy 10 gaan gerus saam met my daardeur. Die geestelike geboorte vind in die verborgene plaas, en dit was weer vir my so mooi gewees. Want dit is deur die wil van God, in die gees, ok? Deur Jesus Christus. Die doop het wel 'n geestelike beteken, maar dit word in opdrag van God deur mense gedoen. Maar die wedergeboorte, die besnydenis van die hart, vind in die verborgene, in die gees, plaas deur God self. So, maar mense doop jou, ok? Maar die besnydenis is hierdie verborgenheid, wat in jou innerlike plaasvind. Niemand sien dit gebeur nie. Niemand sien hoe besny God jou hart nie. Niemand sien hoe gee hy vir jou die gees deur die Here Jesus Christus nie. Niemand sien die merk of die teken aards hier om mekaar nie. Ons kan niks bewys nie, ons kan niks vir mense sê, dit is hoe dit gebeur het, wat het in my lewe. Daar is net 'n vrug wat na vore kom wat plaasgevind het. Yes, wow, is dit nie mooi nie? Ok, so het ons dit, dat die besnydenis nie die doop is, wat in vervulling gekom het nie. Ok, die besnydenis is die wedergeboorte. En hierdie twee lesse oorvleuel mekaar nogal geweldig baie, want omdat mense dink dat die doop die bekering is, het Stanley dit vir ons so mooi uiteengesit, dat ons werklik verstaan wat die wedergeboorte is, sodat ons ook kan verstaan hoe dit met die doop werk. Ok, wat het Lindy hier gesê? Ek kan nie haar lekker sien nie. Altyd die idee gehad dat die doop mens net beskerm teen die duiwel, dit so verkeerd. Ja, dankie Vader vir die waarheid. Ons gaan nou lekker verder hieroor gesels. Dit is ook 'n punt. Ok. So ons het nou uitgeklaar, doop sonder bekering, groot probleem. Ok. Dan gaan ons na groei in die doop en opstanding. Groei in die doop en opstanding, en dit vind ons op bladsy 12 in die handleiding, gaan gerus na bladsy 12 toe, groei in die dood en die opstanding. Want ons word mos in die dood van die Here Jesus Christus gedoop. Is dit nie mooi nie? En toe ek vandag weer so dink, die dood. Ons word daarin gedoop. En wat ons alles moet afsterf, wat ons alles moet los, wat ons alles moet prysgee, om te kan verstaan, maar ek moet die pad van die Here Jesus Christus stap. Hy het geen gemeenskap met die wêreld gehad nie. Hy was nie 'n vriend van die wêreld nie. Hy het niks wêrelds toegelaat in sy hart of in sy binneste nie. Hy het totaal en al afgesny van hierdie wêreld af.
Amen. Want hy het geweet, dis Satan se koninkryk. Dit word deur Satan beheer. Hy wou niks met Satan te doen gehad het nie. Nie met sy weelde, nie met sy rykdom, nie met dit wat hy beloof het aan Jesus met die versoeking nie. Hy wou niks daarmee te doen gehad het nie. En Satan kan ook niks daarmee doen nie. En hy wil vir Jesus daarin lei. Maar Jesus wou niks met die aarde te doen gehad het nie. Hy het geweet, daar's 'n hemelse, daar's 'n heerlikheid wat vir hom wag. Hy moet die mens kom losmaak en die mens kom vrymaak, sodat hulle ook daai heerlikheid kan beerwe. En dit is wat hy ons kom leer het. Hy het al die pad vir ons kom leer. Dit is wat jy moet doen. Dit is wat jy moet verstaan. Nou groei in die dood en opstanding. Kom ons lees gou hier 'n paragraaf. Ek gaan sommer hier van bo af lees. Hy sê simbolies word doopelinge se sonde afgewas in die doop, deurdat hulle in Jesus se dood gedoop word. Dit is simbolies van die ou mens wat begrawe word, sodat daar 'n nuwe mens kan opstaan. So wat gebeur is, jy het hierdie ou mens, hierdie ou verlede. Okay? Jy kan nie meer hierdie lewe lei nie. Dit druk jou, jy's in 'n toestand. Nou maak jy jou hart oop. En jy neem die Here Jesus Christus aan in die wedergeboorte. Daar vind genesing plaas, daar bevind vergifnis plaas, daar vind vergifnis van al jou ou sonde en ongeregtigheid en al die dinge. So jou hele verlede van sonde en ongeregtigheid, daai ou lewe word losgesny. En jy is hierdie nuwe mens. Okay, maar nou moet daar iets met daai ou mens, daai ou sondige, ongeregtige lewe gebeur. Okay, en dit is waar die doop inkom. Dit is hoekom dit so belangrik is om jou eers te bekeer, want daai lewe moet losgesny word, sodat daar iets met daai ou lewe kan gebeur. Okay. Nou kom ons gaan lees. Hy sê met die wedergeboorte word die vooruit die bedekking van sonde in die hart afgesny. Alle vorige sondes word deur die doopwater verwyder, weggewas. So hierdie sonde las van jou, hierdie lewe van ongeregtigheid, hierdie hele ou lewe word afgesny. En met die doop word daai ou lewe, word dit begrawe. Jy moet loskom van daai ou lewe, jy moet vrykom van daai ou lewe. Daai ou lewe mag nie saam met jou sleep nie. So dit is waar die doop inkom. Dit moet daai ou lewe van jou kom wegwas. Okay, ons gaan weer by van hierdie punte uitkom. Ek begin maar net so lekker deur dit hardloop, dat ons iets kan verstaan. Hy sê 'n mens, want 'n mens is eers met sonde bedek. Tydens die wedergeboorte word die sonde afgesny en daarom is die mens ontbloot. Met die waterdood word die vooruit van sonde van die afgesny en begrawe. Terselfdertyd word 'n wedergebore beklee met die Here Jesus Christus, sodat hy nie meer ontbloot of naak is nie. En dit was vir my verskriklik mooi vandag. Ek wil hê jy moet gou aan 'n ding dink. Met Adam en Eva, toe hulle nie skaam was nie, toe hulle naak was en hulle was nie skaam nie, het ons mos mooi vir u verduidelik. Dis omdat hulle nie sonde gehad het nie, hulle het nie nodig gehad om hulle self te skaam nie, want daar was niks verkeerd in hulle gewees nie. Hulle was rein voor God. Okay, sondeloos. Is dit nie mooi nie? Eintlik broos. Yes, broos is So broos, so onskuldig. Yes. Okay? En Satan het ingekom in daai broosheid, in daai onskuld. Yes. En hy het die mens kom verlei om sonde te doen. Yes. Nou is dit verskriklik mooi om daaraan te dink, dat wanneer daai ou lewe van jou weggewas word deur die doop, dan is jy weer hierdie onskuldige, sondelose, brose mens, wat naak is, nie omdat jy kaal is nie. Daar is nie sonde op daai oomblik in jou lewe nie, jy's sondeloos, jy's vry, jy is broos, jy's rein. Okay? En nou moet jy met die Here Jesus Christus beklee word. Hoekom? Sodat jy onder die Here Jesus Christus se beskerming kan wees teen die verleiding van Satan. Yes, amen. Want die mens is onskuldig, hy's broos, hy's rein, hy's skoon op daardie oomblik. En met dit
word die Here Jesus Christus jou middelaar, sodat jy met die Vader kan praat deur die Here Jesus Christus. Anders het jy niks nie, anders is daar nie vir jou 'n middelaar nie. Yes. Jy is nie dan bekleed met die Here Jesus Christus nie. Jy is nie onder sy beskerming nie. Yes. So dit is, ek dink as ons dit kan verstaan, sien ons die doop kosbaar. Oh man, yes. Die doop is so kosbaar. As jy werklik kan verstaan, wat het gebeur met jou doop? Dit was nie net 'n sekond onder die water en terug nie. Daar's 'n hele geestelike saak wat plaasgevind het met jou doop. Jy het nie gesien jou ou lewe word begrawe nie. Jy het nie gesien dit word weggewas nie, maar geestelik het dit gebeur. Yes. Innerlik het dit gebeur. Amen. Innerlik is jy bekleed met die Here Jesus Christus. Jy's onder sy beskerming. Nou wat het die Here Jesus Christus vir ons kom doen? Hy het hom ook laat doop. En hy het gesê ons moet dit doen. Nou wanneer ons die opdrag van die Here Jesus Christus aanneem, Yes. dan is ons die woord gehoorsaam. En dan alleen kan hy ons beskerm. Dis ons eerste stap van gehoorsaamheid. Amen. Dan kan hy ons beskerm. Hy kan vir ons 'n middelaar wees. En dan die offer wat hy gebring het met sy lewe, om vir ons te kom sterf as mens, sodat ons gered kan word, sodat daar vir ons vergifnis kan wees, sodat daar versoening by die Vader kan wees, kom dan in werking in ons lewe. Want na jou doop, glo vir my, jy gaan weer sondig. Okay? Jy val weer, jy struikel weer. Jy probeer hierdie skoon en rein en heilige lewe lei. Maar jy val en jy struikel. En nou het jy vergifnis deur Christus waarmee jy bekleed is. Hy is jou middelaar tussen jou en die Vader. Nou kan jy deur die Here Jesus Christus gaan na die Vader toe. Jy het 'n voorspraak by hom, jy het 'n afspraak by hom, deur die offer, die ewige offer wat die Here Jesus Christus vir ons kom offer het, vir ewig, It's amazing. het jy deel aan. Jy mag dit gebruik. Dis die genade wat ons gekry het in die Nuwe Testament, dat jou sonde vergewe kan word. En wanneer jy jou sonde vergewe God jou op daai oomblik. Yes. Hy dink nie nog daaroor, redeneer daaroor nie. Hy vergewe onmiddellik. Dis net baie keer onsself wat dit nie wil aanvaar nie, of ons vergewe nie onsself nie. Dis baie keer waarmee ons worstel. Maar dis nie God wat jou nie vergewe nie. As jy bely word jy outomaties onmiddellik vergewe. Onmiddellik word jy vergewe. God dink nooit weer. Jy sondeloos voor God op daardie oomblik. Jy's rein, jy's skoon, jy's broos. Is dit nie mooi nie? En dit is wat met ons gebeur, wanneer ons toelaat, dat God se geregtigheid oor ons geskied. Wanneer ons dit aanneem, die raad van God, die fondasie uitsorteer, die regte pad volg in die woord, die voorbeeld van die Here Jesus Christus, sy opdragte, dan is dit alles wat in ons lewe plaasvind. Amazing, nee. Wow. Dis fantasties. Dit is so mooi. Kom ons gaan gou verder. Die volgende paragraafie daar. Op bladsy 13. Gaan na bladsy 13 toe. Daar onder hierdie tweede laaste paragraaf, na die skrif van 2 Korintiërs, gaan lees asseblief die skrifte deur, gaan lees so lekker deur alles deur, moet nou nie gaan vassit op punte nie, werk lekker deur, dat jy kan bybly. Tydens die waterdoop, word 'n gelowige se ou lewe begrawe. Elke gelowige moet hierna sorg, dat die ou lewe begrawe bly. En ek dink dit is ook 'n groot probleem, dat baie van ons kom tot wedergeboorte. Ons laat ons doop. En as rukkie stap jy die pad, en jy's opgewonde, en jy's bly, en jy voel jy gaan hierdie pad beentheid stap. En dan mettertyd, dan verkoud jy. Jy val terug. Jy gaan terug na jou ou gewoontes toe, jou ou lewe, jou ou denke, dit wat vir jou kosbaar was in die wêreld. Jy verlang weer terug na die wêreld. Jy verlang weer terug na Egipte. Dis waar jou hart is, dis waar jou hart wil wees. Jy breek nie met dit nie. En dit is waarvoor ons moet waak en bid. En verstaan wat is my verantwoordelikheid in my geestelike lewe.
Okay, dis wat Stanley so mooi gepraat het Sondag. Baie keer as jy spyt, was jy die verantwoordelikheid besef, wat ewe skielik op jou rus. Geweldige verantwoordelikheid. Dit het gevoel asof die Here vir jou alles net self gaan doen. Jou lewe gaan verander, alles gaan uitsorteer, jou moeilikheid gaan om die een wees, jy gaan nou baie geld hê, daar gaan baie dinge gebeur, jou liggaam gaan net gesond word, bla bla bla. En dan kom jy agter, as jy die pad so stap, maar niks van hierdie goed het gebeur nie. Ek het 'n verantwoordelikheid om die Here te soek ongeag my omstandighede. En dan is dit nie maklik nie. Dan verlang ons terug na die wêreld. Dan voel ons dit was beter. So. Okay, so dit is 'n geweldige verantwoordelikheid van ons as mens. So tydens die sondebelydenis moet die ou sondige mens verneder word en die nuwe lewe van Christus deur vergifnis van sondes geopenbaar word. Dit is die manier hoe elke dopeling elke dag in die dood van Christus kan groei, sodat sy lewe in ons geopenbaar kan word. Amen. Nou hierdie groeiproses in Jesus se dood en opstanding gaan gebaard met baie toetse, beproewinge en drukkinge. Daarom moet ons die omstandighede waarin ons onsself bevind, het sy goed of sleg, as 'n geleentheid beskou om te groei in die dood en so as 'n nuwe mens opstaan. Is dit nie mooi nie? Die brief aan die Filippense leer gelowiges en om alle omstandighede geestelike leringe te ontvang. So, dit is my so mooi. Ons moet die pad stap. Ons moet verstaan. Ons moet aanhou om in hierdie dood te groei en ook in hierdie nuwe lewe op te staan. Maar dis 'n groeiproses. Jy is nie vandag gedoop en môre preek jy nie. Dis 'n groeiproses wat jy verstaan, maar moenie vasbly by 'n punt en nie verder groei nie, want dis 'n gevaarlike punt. Dis oulik as 'n baba iets doen op 'n sekere ouderdom en dit is te cute en is te oulik, maar as die persoon opgroei en hy haal nog steeds sy baba maniere uit, gaan jy dink hy's groot fout. En dis wat ons baie keer in die evangelie wil doen, ons wil 'n baba bly. Ons wil die hele tyd melkies hê, ons wil nie vir onsself iets doen nie, almal moet vir ons bid, almal moet ons jammer kry, of wat ook al die geval mag wees. Maar ons sit met 'n verantwoordelikheid, en soos wat jy daai verantwoordelikheid opneem, raak jy volwasse en jy groei in die dood van Christus, en jy staan op daai nuwe mens. Ja, dis mooi. So mooi. Hierdie Bybelstudie is so kosbaar, is soveel skatte, dit is so heerlik. Joh, vandag toe ek weer deur gaan, toe dink ek, Here, ons is so bevoorreg om hierdie dinge te kan weet, te kan verstaan, te kan leer, deel te kan maak van ons lewe. Sjoe. En dit was my so kosbaar vandag. En ek wil nooit my man ophef of enigiets nie, maar ek het net besef vandag, iemand moet sy lewe gee, sodat ons hierdie kon kry. En dit is hoekom dit vir my vanaand so kosbaar is. En toe ek vandag so deur alles werk, en ek dink so deur alles, en ek skryf neer en goeders, en dan gaan ek na die les toe, en dan dink ek, maar hier staan dit presies. So dit het al so deel van ons lewe geraak. Ons het al so mooi geleer, en dit is al so mooi aan ons verduidelik, dat dit al diep in ons harte is, en so mooi verstaan word, en ons kan dit al so mooi aan ander uitdra, en al die dinge, en dan denk ek, maar dit is so dat hier opgeteken staan, hier soveel skatte. Wow, dit is amazing. So kom ons gaan verder. Nou, daar is ook natuurlik baie maniere waarop mense doop. Ek dink jy het al agtergekom, party onderdompel 3 keer, party doop net in die naam van Jesus, party doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, hulle onderdompel 3 keer, ander soos ons onderdompel 1 keer. Hoekom, waarom, wat is die regte doop? Daar's 1 doop. En dan vandag te besef ek het weer, Here, daar kan nie verskillende maniere van doop wees nie, daar's 'n opdrag van U. En as daar 'n opdrag van U is, moet ons dit presies uitvoer. Ok, nou die opdrag van die Here Jesus Christus was, dat ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees doop. Nou wanneer ons werklik kan verstaan hoekom, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan verstaan ons ook waarom ons net 1 keer onderdompel, en nie 3 keer nie. Ok, so, dit is so mooi. Ek gaan lees by die opstanding op bladsy, ek spring nou ver verby.
by die opstanding op bladsy 19 en 20. Kom ons gaan gou soontoe. Die opstanding, bladsy 19 en 20. In jou handleiding, gaan gou lekker saam met my daardeur. Waar is ek nou? Ek is nou by 27. 24. Ja, ek gaan dit nou so, dit is daar opgeteken. Okay, so bladsy 19 en 'n deel op 'n klein stukkie nog op bladsy 20. So hoekom doop ons? In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want al drie was betrokke met die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus. So al drie kry herkenning, al drie was betrokke. So dit is hoekom ons daarin doop. Nou, Jesus Christus het vir ons gesterf. Hy het hom geoffer deur die Gees. So die Here Jesus het gesterf en die Gees was betrokke by sy sterfing. Hy het hom geoffer deur die Gees. Amen. En hy is opgewek deur die Gees, deur die Vader. Okay? So Jesus Christus het gesterf, ons moet verstaan, die Heilige Gees en God het nie gesterf nie. Jesus Christus het gesterf. So ons gee vir hom die erkenning dat hy vir ons gesterf het. Nou, dompel jy een keer. En daarom onderdompel jy een keer. Ons sterf saam met Jesus Christus. Jy sterf een keer. Sterf nie 3 keer nie. So en ook, jy gaan net een keer, omdat die Here Jesus Christus vir jou gesterf het. Okay. Nou, hy het hom geoffer deur die Gees. So die Gees was die hele tyd betrokke by die dood van die Here Jesus Christus. En die Vader het vir die Here Jesus Christus opgewek deur die Gees, en dit is die aandeel van die Vader. Okay, so Jesus Christus het gesterf, hy het homself geoffer deur die Gees, so daar was die Gees betrokke, en God, die Vader, het hom opgewek deur die Gees, so daar was die Vader betrokke. Okay, en ons eer hulle en ons erken hulle al drie in die dood en in die opstanding van die Here Jesus Christus. So ons sterf het in die dood van die Here Jesus en net hy het vir ons gesterf. Nie die Vader en die Gees nie. So anders gaan ek sê, ek sterf saam met Christus, ek sterf saam met die Gees, ek sterf saam met God die Vader. Ons kan dit nie doen nie, want hulle het nie gesterf nie. Jy sterf saam met Christus. Okay. Dis baie mooi gestaan, dankie. Okay, het ons hom so. En is so mooi die skrif in Romeine 8 vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Dis presies wat gebeur het by die opstanding. Is dit nie mooi nie? Die Vader het deur die Gees, die Here Jesus Christus, opgewek. Dis presies wat met ons gaan gebeur as ons die Gees in ons het. Amen. Met die opstanding, met die wederkoms van die Here Jesus Christus, gaan ons verander in 'n oomblik, in 'n oogwink. Okay? Presies soos wat die Here Jesus Christus sy verheerlikte liggaam opgeneem het. Wow. Amazing. Maar die Gees moet in jou wees. Dat dit kan gebeur. Yes, sonder die Gees Anders kan gaan dit nie gebeur nie. Wow, that's amazing, hè? So, daar kan nie 'n oepsie plaasvind of 'n per ongelukkie nie. Ja. As die Gees nie in jou is nie, kan daar geen verandering in jou plaasvind nie. Wow, standing verduidelik. Is dit nie mooi nie? Wow. Mense verstaan, standing verduidelik. Yes, dankie, so. Het julle hom. Ons het hom. Prys die Here. Ag, dis lekker. Ek het hom nou mooi ge-explain. Presies, daar gaan ek verby. Okay, nou kom ons by Noag in die ark op bladsy 30 en 31 en ek het dit nou laasweek so 'n bietjie lekker verduidelik, maar ek wil net so vinnig daaroor hardloop dat ons net weer ietsie kan verduidelik. Bladsy 30 en 31. So julle kan sien, daar's baie punte tussenin. Vir interessantheid, of as jy werklik die vraag het, of as dit 'n kwessie is, of wat ook al, of jy moet iemand al geantwoord het, of dit was vir jou groot saak wat jy nog nie verstaan het nie, asseblief gaan lees daardeur.
Maar as jy nie nou verstaan nie, moenie jouself jou kop daaroor breek nie. OK, moenie voel, ek is nou dom, ek verstaan niks As jy nie. die basic het, is jy reg. Verstaan die beginsels van vanaand, that's it. OK. Verstaan wat gebeur wanneer jy gedoop word, dan is jy al baie ver. OK, so kom ons gaan gou soontoe, na die Noag in die ark toe. Dis vir my verskriklik interessant, in watter volgorde Stanley dit skryf, en hoe ek dit wil verduidelik. Ja, dit is altyd revers. Ja, Stanley is 'n bietjie revers om. Moeder, jy's 'n man. OK, prys die Here. Nou soos wat Noag, die ark en die vloed 'n teebeeld is van die doop wat ons red, is ons ou lewe van sonde en wat word ons ou lewe van sonde en ongeregtigheid afgewas deur die water. OK? So die belangrikheid wat by Noag gebeur het. Hulle was mos nou in die ark in gewees waar die Here Jesus Christus is, dis die ware ark. So as jy tot bekering kom, is jy in die ware ark, die Here Jesus Christus. Jy word bekleed deur hom, jy word beskerm deur hom. Is dit nie amazing nie? En die water het al die goddelose, die ou geslag uitgeroei, uitgewis. OK? Net so, wanneer ons onder daai doopwater ingaan, word ons hele ou lewe, geslag, verlede, alles word weggewas. Dis nie meer deel van jou nie, jy's 'n nuwe skepping in die Here Jesus Christus. Jy het hierdie nuwe geboorte, jy het 'n nuwe vader gekry, jou hemelse Vader, jy's in sy koninkryk ingebore. OK? So, dit is so belangrik die doop is, wat die water, daai sonde en ongeregtigheid en goddelose mense uitgeroei het, so was hy jou ou lewe ook weg. OK, so dit is hoekom die doop so geweldig belangrik is. Anders sit jy met daai vrot karkas. Jy sit met daai ou lewe, jy sleep vir hom saam. Jy is nie bekleed nie. So dis 'n toestand in jou lewe. Jy kan net dink waar jy jouself bevind, as jy nie die raad van God aanvaar nie. OK. So jy staan op hierdie skoon, sondelose mens wat deur Christus bekleed is. Soos wat ons nou gepraat het met Adam en Eva. En dit is wel so mooi om te dink dat toe die vloed gekom het, toe het, alles het verander. Alles het nuut herskep. Die hele aarde het verander. Alles het verander. Dit was nuut, dit was sondeloos, want die hele ou geslag sonde, ongeregtigheid, alles is uitgewis. En toe moes Noag en sy gesin waak, dat hulle nie weer in sonde val, dat die ongeregtigheid weer aangaan op aarde nie. So hulle moes eintlik hierdie sondelose geslag voortbring, wat nie weer val in sonde nie, want daai ou lewe is weggewas. Maar toe waak en bid hulle nie. Toe gaan plant hulle wingerde, word dronk, en gaan terug in sonde in. So, dit is baie keer wat ons ook doen na ons doop. Jy is sondeloos. Jy staan hier die nuwe mens op, jy is die nuwe skepping in die Here Jesus Christus, jy is bekleed met hom, jy is onder sy beskerming. En dan waak ons nie oor daai nuwe lewe van ons nie. Dan sak mens terug in die wêreld, jy sak weer terug oral waar jy was. En dan is jy weer hierdie mens van sonde en ongeregtigheid. So, dis eintlik so erg om daaraan te dink. Vandag toe ek daaraan dink, toe dink ek, Here, besef ons werklik waarmee ons besig is. Hoe dink ek wanneer ek uit daai doopwater uitkom? Verstaan ek, al daai ou goed moet nou gaan. Ek moet dit nie saamsleep nie. So. Nou ja, dit is 'n geweldige saak, maar dank die Here, ons het genade, ons het die offer van die Here Jesus Christus, wat die Ou Testament nie gehad het nie. Ons kan nou bely, ons kan vergewe word, ons kan sondeloos word, elke keer as ons bely. Dit is die genade van die Nuwe Testament. Dis so mooi. Nou ja, kom ons kom gaan by die saak van, ons het die vraag gevra op die channel, van was die doop jou vorige en toekomende sonde weg? Of was dit net jou verlede sonde weg? OK, so kom ons gaan praat gou daaroor. Het jy al daar gedink, gewonder?
Want daar's 'n leerstelling, dat as jy gedoop word, sommer nog ewen sonder bekering, word jou ou sonde vergewe en jou toekomende sonde word sommer mahala vir jou vergewe. Jy hoef niks daaraan te doen nie, jy hoef dit nie te bely nie, dit is die prys wat Jesus Christus kom betaal het, hy het alles vir jou kom doen, jy is shap, jy hoef niks te doen nie. Ok, nou, wat gebeur hierso? As ons kyk na die ark, die vloed, die water, hierdie vorige geslag, die ou geslag, die sondige geslag, kom wegwas. Ok, en toe moes Noag en sy gesin waak en bid, en waak oor hulle nuwe lewe, en toe val hulle weer in sonde. Nou, daai het nie, die vloed het nie aangegaan en daai volgende sonde weer gaan wegwas, en daai ou geslag weer gaan wegwas nie. Nou, dit is wat ons kan verstaan in ons geestelike lewe. Dat ons ou lewe is vergewe, dis weggewas. Jy hoef nie meer skuldig daaroor te voel nie, jy hoef nie skaam daaroor te voel nie, jy hoef nie te voel God het jou nie vergewe nie, jy hoef nie elke sonde te gaan probeer herroep om dit te weet te gaan bely en jouself klaarmaak met jou ou lewe nie, dis weg, dis klaar, dis weggewas. Maar die water was nie jou toekomende sonde weg nie. Dit is hoekom ons moet groei in die dood, die vernedering om jou hart uit te sorteer, jou lewe uit te sorteer. En so staan jy elke dag op as nuwe mens. En dis jou verantwoordelikheid, om daai sonde wat jy na jou doop doen, te gaan bely, te gaan verneder, te gaan uitsorteer. Dit was die offer, dit was die doel van die Here Jesus Christus, dat daar 'n offer kan wees, dat wanneer ons ons sonde gaan bely, wanneer ons daai afspraak, daai voorspraak nakom, dat ons vergewe kan word. Ok, so dit was nie jou toekomende sonde weg nie, net jou verlede sonde. So nou het jy verantwoordelikheid van daai oomblik af, om jou lewe uit te sorteer, om jou lewe in besit te neem, om te verstaan, maar ek moet 'n rein en 'n heilige lewe lei, en as ek struikel en val, moet ek gaan bely. Ok. Amazing. Dit is beautiful. Ok. Dan is natuurlik die doop is 'n bede. Ons gaan net gou waar het ek dit nou begin. Ja. Bladsy 14 tot 16. Ons gaan weer terug. Ek skryf die skoolhandboeke. Yes. Maar dit maak nie saak nie, ons het al hierdie awesome inligting. So dat net so 'n bietjie gaan soek. Dis cool. Ja, is lekker. So bladsy 14 tot 16. Praat Stanley lekker hierso, en hy verduidelik vir ons mooi dat die bede, dat die doop 'n bede tot God is om 'n rein gewete. Nou ek wil ook net gou hierso vir ons 'n paragraaf lees wat dit baie mooi beskryf. Ek kan dit nie in sulke mooi woorde oordra nie, so ek gaan dit hierso lees. Hy sê die doop is simbolies, okay, dan onder toe, wat hy sê, hy argumenteer, so wat sê Petrus hierso? Hy argumenteer dat die doop 'n bede is, okay? Dit is 'n permanente gebed, sedert die doop, wat voor God pleit vir jou om 'n goeie gewete te bekom. So, al bid jy nooit weer in jou hele lewe nie, daai gebed met jou doop, staan forever voor die Here. En God gaan in jou lewe werk, hy gaan jou help. Dit is hoekom jy baie keer, nou oortuiging, jy wil dit net weggee en dood en klaai en uit jou lewe uit hê, want dit is vir jou te veel, maar daai gebed is daar. Dit staan. So, God is getrou. Jy spyt baie keer is gedoop. So. Ok, hy sê, om 'n goeie gewete te bekom, moet dit van enige onsuiverhede gereinig word. Die enigste wyse waarop die gewete gereinig kan word, is deur middel van sondebelydenis. Ons het dit nou so mooi deurgepraat. Elke sonde wat bely word, word deur God vergewe, en sodoende word die gewete gereinig. Met die gereiniging van die gewete word 'n goeie gewete verkry. Dit lei tot verlossing, aangesien verlossing slegs kan plaasvind deur middel van sondevergifnis. Is dit nie mooi nie? Ons kan nie verlossing kry sonder
sonder vergifnis nie. OK, dit is hoekom Jesus moes kom, dat ons verlossing kan kry Amen. van die sonde en ongeregtigheid. OK. Kom, ons gaan verder. So dit is 'n gebed wat vir altyd staan, altyd voor God staan. Daar's 'n hele paar skrifte, daar's redelik baie inligting hieroor. Asseblief gaan lees dit mooi, maar jy moet weet, jou doop was 'n gebed voor God. En jy moet saamwerk, want God gaan bly werk. Hy gaan jou nie los nie. OK. Ek dink nou net ietsie moois. Ek meen die doop het nou al die verlede sonde met Noag in die ark weggewas, want dit is 'n pertinente vergelyking, Ja. om dit kan verstaan. Ja. En ek meen dit as obviously het nou baie tyd verloop, maar na die vloed, dis hoekom die Here offers ingestel het. Ja. Al daai tipe van goed is sodat daar skuldvergifnis kan kom. Die lam moes geslag word. Wow, dis Toe moes hulle mooi. eers begin bely het. Hulle moes toe versoening vir hulle sonde gekry het. Sure. Maar die vorige slag was weg gewees. Sure. So dit is waar ons, want ek meen daai offergebedes en sondebelydenis, daai dinge gaan nog aan. Sure, dit is baie mooi, my man. Ja. Wow, dit is Maar baie mooi. notas, Anders sou dit is daar definitief nie offers en goed ingekom het na die vloed, as alles dan nou net vir jou gedoen word nie. Maar toe moes die mense sy verantwoordelikheid opneem. Wow, dis net. Sure. mooi. Dis so mooi. Ja, as jy hierdie dinge so lekker deurpraat en verstaan, dan ja, it's amazing. Nou, kry ons mos 'n kleed. Nee? 'n bruilofskleed. Wat is daai bruilofskleed? Jy word bekleed deur die Here Jesus Christus. OK. So die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, jy kom tot wedergeboorte, dan behoort jy aan God se koninkryk. Jy het ingekom in die koninkryk. OK. Die wedergeboorte. Met jou wedergeboorte. Maar sou jy weier om gedoop te word? Is jy in God se koninkryk sonder 'n kleed? Yes. OK? En God gaan dit nie vir altyd toelaat nie. Ja. OK, daar gaan 'n punt kom wat jy gaan moet verstaan. En dit is wat ek besef, baie mense bekeer hulle self dalk, maar hulle stry teen die doop. Nou, dit is waar jy jou kleed ontvang, jou bruilofskleed, om werklik te kan deel wees van God se koninkryk. OK? Andersins gaan jy uitgewerp word. Want dan weier jy om die kleed te aanvaar wat vir jou gegee moet word. Jy wil naak bly. Jy wil met daai ou karkas saam met jou sleep. Nou, jy moet op 'n punt kom dat jy verstaan, maar ek moet my laat doop. Ek moet daai kleed ontvang. OK? Gaan lees asseblief die gelykenis deur in Matteus. Natuurlik, dit staan hier so Matteus 22, dan gaan dit so aan en jy kan dit lekker gaan deurlees. En ek wil die bevestiging is daar in Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. So, daar is iets in jou lewe wat moet plaasvind. Yes. Jy kan nie verby dit kom nie, jy kan nie verby dit stry of redeneer nie. OK, dis van kardinale belang en daai kleed moet jy skoon hou. Hoe hou jy jou lewe skoon? Jy hou jou lewe skoon en rein deur sondebelydenis, deur erkenning, deur vernedering. Yes. En dit is wat ons moet bereid wees om te doen. In elk geval, iemand wat so halstarrig is om homself nie te laat doop nie, is klaar opstandig met die koninkryk van God. En dis nie 'n nederige hart nie. Dis nie 'n hart wat onderwerp nie. Jy onderwerp jou nie aan die raad, die geregtigheid nie. So dit is hoekom dit so belangrik is na jou bekering. En ek dink vanaand kan ons dit verstaan. Daar kan nie meer 'n redenasie daaroor wees nie. En so kan ons ook mense antwoord as daar sulke redenasies is. Maar natuurlik, baie mense gaan met jou stry. Daar gaan dalk 'n hele gestryery met baie mense plaasvind. Sê wat jy moet sê, draai weg. Dis baie keer nuttelose stryery. Mense wil eintlik net hulle self verontskuldig. En dan raak jy in daai maalkolk betrokke. OK, so dit wat jy kan sê, sê dit, kry klaar, gaan dan. Dis wat die Here Jesus Christus gedoen het. Verkondig, ons moet dit aanvaar, ons moet aangaan.
onderskei, dis wat hy kom doen het. Okay, so ons bruilofskleed is van kardinale belang, ons moet dit mooi daarna kyk, ons moet dit uitsorteer, ons moet ons sonde bely, ons moet daai mooi, skoon, brose kind van die Here bly. Rein. Dit maak my hart so week as ek daaraan dink, en dink ek, Here, dis wat ek wil wees. Daai onskuld voor U. Wow, mooi, mooi, mooi. Dan kyk ons gaga na 'n laaste punt, en baie mense gaan seker nou daaroor wonder, is om oorgedoop te word. Nou, baie keer voel 'n mens dat jy het tot bekering gekom, byvoorbeeld in 'n sekere kerkgenootskap, of by die huis of wat ook al, en jy daai tyd gevoel jy wil jou laat doop, en jy het jou in 'n sekere kerkgenootskap laat doop, en nou hoor jy, maar die leerstellings in daai genootskap is nie reg nie. Nou wil ek hier gou antwoord op dit, moet ek my oor laat doop? Baie mense vra nou, okay, as ek nou daar was, en ek het my nou daar laat doop, nou kom ek by julle uit, ek verstaan nou, ek weet nou wat aangaan en so aan, moet ek my nou oor laat doop? Okay, wanneer jy tot bekering kom, baie van ons is so dom as ons tot bekering kom, ons het nie al die kennis nie. Nee. Jy weet net, jy moet jou hart vir die Here gee. Dis al wat jy weet. En jy roep uit en jy vra die Here asseblief vergifnis, en jy vra in jou woorde, dis baie keer so om en dom en nog de mekaar, maak nie saak nie, daai hart van jou is oop, dis opreg. Okay? Jy kom tot wedergeboorte. Nou het jy die Gees van God wat jou oortuig, maar nou moet jy gedoop word. Nou weet jy net, Here, ek moet gedoop word. Dis al wat jy weet nie hoekom, waarom, wat nie. Jy weet net, dis nou iets wat ek nou moet doen. Dis oortuiging, dit staan in die woord, jy gaan hom nou doen. Yes, daar's 'n oortuiging, dit staan in die woord, jy weet, dis die opdrag. Okay, jy wil jou laat doop. Nou is dit 'n kwessie van, jy het nou net daai sekere genootskap, hulle doop jou, maar jou hart is in opregtheid daar. Jy het tot bekering gekom, jy wil die woord gehoorsaam wees, jy wil God se opdragte onderhou en al hierdie dinge, so jy gaan met daai gehoorsaamheid, en jy gaan doop. Okay? Die persoon met die, al weet hy valse leerstelling of wat ook al gehad op daardie stadium, sy sonde kan jou nie penetreer nie. Amen. Want jou hart is opreg, jy wil. Jy het niks ander plek nie, jy weet nie waarheen om te gaan nie, jy is dom in die evangelie, jy weet nie, dis wat ek nou moet doen. En jy doen hom. Jy hoef jou nie te laat oordoop nie. Jy hoef nie al hierdie kennis nou te hê, om nou die doop te verstaan, om nou te dink, nou moet ek my laat oordoop nie. Dit was 'n daad van gehoorsaamheid wat jy nagekom het. Nou verstaan jy wat in jou lewe plaasgevind het. En dis die lekkerte nou van die Bybelstudie. Nou kan jy verstaan wat in jou lewe plaasgevind het. Maar jy hoef nie oorgedoop te word nie. Okay? Al wanneer jy oorgedoop moet word, is wanneer jy nie tot bekering gekom het nie, en jy is gedoop, dan beteken jou doop niks. Dis nutteloos, dis waardeloos. God sien nie eers daai doop raak nie. Ewen as jy as klein baba gedoop is of wat ook al, dis nie 'n doop nie. Okay? Nou verstaan jy. Okay, ek moet tot wedergeboorte kom, ek maak my hart oop, ek verstaan. Nou daarna, want nou is jou ou lewe eers afgesny. Dit was nie voor dit afgesny nie. Jy het aangegaan met jou ou lewe. Daar het niks in jou lewe gebeur nie, sonder bekering nie. Nou dat jy jou hart vir die Here gee, nou is sy ou lewe afgesny. En nou moet hy begrawe word. So nou het die doop 'n doel. Nou het dit krag in jou lewe. Okay? So as jy op 'n stadium in jou lewe baie kom as jong mense, daar's kerkkampe en allerlei dinge, almal word gedoop en baie mense word ook sommer daar gedoop. Weet niks, verstaan niks, weet nie van bekering nie, gaan maar net agter almal aan. Daai doop beteken niks. So dan moet jy tot bekering kom en jou laat oordoop. Okay, so ons gaan nou nie oordoop nie. Dis glad nie, as jy opreg was, jy het verstaan, jy het jou laat doop na jou bekering, dan is jy shap. Jy is bekleed met die Here Jesus Christus, jy stap jou pad. Is net as dit andersom was. Okay, so ek wil hier net daar uitsorteer, dat 'n mens nou nie op hol gaan, moet ek nou oorgedoop word nie. Okay. So is daar enigiets anders, is daar nog vrae, is daar iets wat onduidelik is?
Ook as jy byvoorbeeld, en dit is ook 'n ander Ek saak, grap jy dan nodig kry. is dit? Kom ons sê, jy het ook nie verstaan nie, jy het tot bekering gekom, en jy was in een of ander snaakse, baie keer weet ons nie wat se kerk ons is nie, mense. Is nie op apostels. Jy is baie keer in die apostel, jy is baie keer in een of ander snaakse besigheid. Maar dit lyk soos die regte ding, hulle sing die koortjies, hulle lees uit die woord uit, bla bla bla, en jy gaan maar aan, jy weet ook iets is nie lekker, maar jy weet ook nie wat dit is nie. Nou byvoorbeeld, sê die prediker vir jou, jy moet nou net in die naam van Jesus gedoop word, of in een of ander snaakse iets, dan weet jy, maar my doop was nie lekker nie. Ok, dan kan jy oorgedoop word. Alright. Het ons dit. So jy sal sommer weet, jy is in 'n weird of 'n vreemde iets ingedoop. Dan is dit 'n probleem. Yes. Ok. Okay, Ons gaan vanaand afsluit met die doop. Ek dink ons weet genoeg van die doop, ons het die beginsels van die doop, ons verstaan die doop, en as daar enige onduidelik is na vanaand, asseblief praat met ons, moenie stil bly nie, moenie dit probeer op jou eie uitwerk nie. Ek beloof vir jou, jy gaan 5 minute op ons op die foon wees, jy gaan antwoorde hê en jy gaan kan aangaan. Ok, as wat jy top en nie 'n antwoord kry nie, want wat nou gebeur is, ons gaan nou aan, en as jy nou hier op het punt top en jy kry nie 'n antwoord nie, gaan jy daarby stil staan, en jy gaan nie verder kan gaan nie. Ok, so asseblief, praat met ons, julle is welkom. Ok, Ag my klaar, sê nou so. lag my klaar. Nou julle met 'n baie, ek wil julle gou aanmoedig, ook net met 'n punt. Ek en Stanley het ons voorbereiding saam gedoen, nou vir die eerste wedergeboorte vak wat ons gedoen het. Van hier af, ons was net albei in die ding kom, ek doen my voorbereiding en hy doen sy voorbereiding. So ek gaan dinge sê wat hy nie sê nie, en hy gaan dinge sê wat ek nie sê nie. Wat ook al klaar gebeur het. Wat al klaar gebeur het. Ok, so wat nou gebeur is, moenie Stanley se boodskap mis, die studie van Stanley mis, omdat jy dink dis presies dieselfde as vanaand, en dit gaan glad nie dieselfde wees nie. Sy voorbereiding is heeltemal anders, hy gaan nie eens my voorbereiding vat om uit te werk nie. Ok, so jy gaan baie nuwe dinge hoor, jy gaan baie ander dinge hoor, hy gaan op ander punte dalk uitbrei wat ek nie vanaand op uitgebrei het nie, en dit help ons geweldig baie, om die hele saak van alles te verstaan. So ek wil jou aanmoedig, moet dit nie mis nie, skakel in, want jy het nou vanaand 'n lekker fondasie, jy verstaan hom nou lekker in jou eie taal en in Afrikaans, en as hy dit nou in Engels gaan bedien, dan gaan jy nou net nog meer verrykend wees, ook in Engels. Ja, Wiekie vra net, hoe maak jy dan reg as jy jou kind laat doop het as baba, word dan jou kind se besluit om gedoop te word? Ja, wat nou gebeur is, Wiekie, dat ons as ouers maak baie foute in ons lewe. Ons was nie bekeerd nie, jy het maar agter die tradisie aangegaan. Jou kind is nie verlore nie, en jy kan ook nou niks aan doen nie. Yes. Okay? Jy kan dit bely en sê, Here, ek het nie verstaan nie, en ek het nou hierdie verkeerde ding gaan doen, en God vergewe jou, jy het 'n nuwe lewe, asof jy dit nie gedoen het nie. Okay. Nou moet jou kind tot wedergeboorte kom. Hy moet op 'n stadium 'n besluit maak. En as hy 'n besluit maak, dan kan hy hom reg laat doop. Maar jy kan niks aan sy situasie verander nie. Okay, en dit gaan hom ook nie benadeel, dat hy nie gaan hemel toe gaan, net omdat hy as baba gedoop is nie. Die hele prinsip van die hele evangelie, dit maak nie saak wat in jou lewe gebeur het nie. Jou ou lewe word weggewas. Voor jou bekering maak. Voor jou hele lewe voor jou bekering word weggewas. Okay? Dit bestaan nie meer in God se koninkryk nie. So dit maak nie saak wat se foute en wat se besluite jy geneem het voor jou bekering nie. Dit word weggewas, uitgesorteer. So jy sê die nuwe mens, jy gaan aan met hierdie nuwe lewe. Nou elke persoon, ons kinders ook, ons kinders is met foute groot gemaak, en ons moes, want dit moet hulle nader aan die Here trek. Ons moes ouers wees wat foute maak. Want hoekom gaan 'n kind die Here aanroep, as jou ouers so perfek is? Daar moet so druk in jou lewe wees, van jou ouers wat foute maak, dat jy die Here soek. So nou moet jou kind tot bekering kom, en as hy tot bekering kom, kan hy hom laat doop, en hy kan aangaan met sy geestelike lewe, en sy vorige lewe is weggewas. Ok, asof hy nie as baba gedoop was nie. Chappies, het ons hom so.
Prys die Here, julle moet 'n heerlike en 'n wonderlike aand hê. Ek gaan weer vir ons die liedjie speel. So lekker, ons kan net weer so 'n bietjie luister voor ons afgaan. En dan van volgende week af, julle moet vir my asseblief laat weet, as jy nog nie die vervulling van die Pasga les het nie, laat weet vir my dat ek dit vir jou e-mail, asseblief. Print dit uit, werk lekker saam met ons deur dit, en dat jy gaan so verryk wees met hierdie Bybelstudie. Prys die Here, lekker aandjie, lief vir julle, en skeuier donderdag aand saam met Stanley. Red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus, die doop red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op in Christus. Amen. Die ou is verby, ons dra nie meer die heid nie, groei in die dood, saam met Christus, met 'n gebed wat altyd voor ons staan, saam met Christus, ons groei in die dood, 'n nuwe mens staan op, 'n nuwe mens staan op, dit red ons, groei in die dood, staan 'n nuwe mens op, bekleed met Christus, staan 'n nuwe mens op, staan 'n nuwe mens op. Amen. Prys die Here, julle lekker aand. Julle moet dit geniet en ons sien mekaar donderdag aand. Bye bye, lieve almal. Bid vir mekaar. Bye bye. Dankie dat almal ingeskakel het.